Goeiedag en welkom by Hoërskool Oosterlig se tweede aanlyn geskiedenisles vir die jaar 2022. Hierdie vraestel wat julle gaan skryf binnekort bestaan uit 150 punte en is 3 ure lank. Hierdie vraestel bestaan ook uit 3 bronvrae en dit bestaan uit 3 opstelvrae. Die bronvrae gaan afdeling A wees en die opstelvrae gaan afdeling B wees. Ek persoonlik raai julle aan, soos in die vorige vraestel en vorige les, om 2 opstelvrae en 1 bronvraag te doen. Dan, as ons nou begin kyk na wat julle moet leer, dan sal jy sien, daar is vraag 1 en vraag 2 en dan 'n vraag 4 en vraag 5 wat julle moet doen. Julle moet asseblief nie vraag 3 en vraag 6 doen nie. Nou vraag 1 is die burgerlike weerstand in die 1970s tot 1980s en dit gaan oor die krisis van apartheid in Suid-Afrika. So te sê, die einde van apartheid, wat het daar gebeur? Dan vraag 2 is die koms van demokrasie in Suid-Afrika en om tot 'n vergelyk te kom met die verlede. Dit is om vrede te maak met die verlede en ons gaan na dit kyk deur te kyk na die waarheid en versoeningskommissie, die WVK. Maar voordat ons na daai 2 vrae kyk en dan die opstelvrae daarna, het ek eers ietsie op die volgende skyfie vir julle gereed gekry, net om julle in die regte denkrigting in te stuur, oor wat ons na gaan kyk. So, kyk, bestudeer die prente en luister mooi na die woorde wat volg. Mense, ek hoop net daai vinnige voorsmaakie van wat ons na gaan kyk geniet en nou begin ons eintlik met die les. So afdeling A, vraag 1. Nou vraag 1 gaan oor onderwerp 4 en die moontlike vraagfokus wat julle hier kan kry. En asseblief let op, ek sê die moontlike vraagfokus is: watter rol het die massa-demokratiese beweging, die MDM of MDB in Afrikaans, gespeel om P.W. Botha se hervormings in die 1980s te staan? Nou, jy moet hierso kan verduidelik wat die MDM was, wat die massa-demokratiese beweging was. Jy moet vir my kan sê, wat was P.W. Botha se hervormings? Nou onthou, sy hervormings sluit in die totale aanslag en die totale strategie. Wat hy hiermee wou doen is, hy wou met die grensoorlog, waar hy gaan veg teen die kommunistiese gevaar en dan ook sodoende teen die politieke partye, die ANC en PAC, wat gaan ondersteun was deur die kommunistiese Rusland en kommunistiese China. En dan wou hy ook met sy hervormings die 3-kamer parlement wat hieronder is, instel wat vir kleerlinge en Indeermense die reg gegee het om ook te stem. Maar ons weet in werklikheid het hulle stem maar eintlik min beteken. Maar dan moet ons ook kyk na waarom het die Nasionale Party se regering gevoel die noodtoestand was nodig. Dan soos ek gesê het, jy moet die 3-kamer parlementstelsel kan verduidelik. Jy moet vir my kan sê wat was die interne en die eksterne weerstand wat Suid-Afrika ervaar het. Nou onthou, die interne weerstand is byvoorbeeld al die optogte soos die Soweto opstand wat
baie belangrik is, Black Sash, en 'n klomp ander kleiner betogings en bewegings. Nou, dis die interne weerstand. Die eksterne weerstand is dan byvoorbeeld toe die Springbokke in Nieu-Seeland gespeel het en daar word gasse en goed soos dit op die veld gegooi sodat hulle nie kon speel nie, waar toe hulle met die bus na die stadion toe gery het al die skare langs die busse gestaan met plakate wat sê Boks go home. Dan was daar die eksterne weerstand in terme van sanksies. Dan was daar ook met die feit dat Suid-Afrika uit die VN geskop is, dat ons moes onttrek van die Volkebond, dat ons nie aan die Olympiese Spele kon deelneem nie. So daar's 'n reeks interne en eksterne gebeure wat as weerstand beskou kan word. My persoonlike opinie is wat ek dink hulle gaan na kyk is die interne weerstand. Die fokus het redelik in die laaste paar jare geskuif vanaf wat het die buiteland gedoen om Suid-Afrika te help, wat het ons gedoen om onsself te help. Dan is daar ook die Black Sash en die rol van die SARK, die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke. Nou, hulle het ook deelgeneem aan hierdie betogings. Dan, julle nou moet kyk, eindig egter nie daar nie. Julle moet ook asseblief kyk na die Soweto opstand, soos ek genoem. Mense, die Soweto opstand is werklik ongelooflik belangrik. Dit is altyd belangrik, of dit nou is vir jou bronvraag of vir jou opstel. Net 'n paar goed wat julle moet onthou van die Soweto opstand is, vandag staan dit bekend as Nasionale Jeugdag. Dit het plaasgevind op 16 Junie 1976. Jy moet by die Soweto opstand die redes vir die opstand kan bespreek. Jy moet die gebeure kan bespreek en die nagevolge daarvan. Net ietsie interessant om ook daarop op te let is dat Hector Pieterson wel nie die eerste persoon is wat doodgeskiet is tydens die betoging nie, maar net die eerste een wat gefotografeer is. Die eerste persoon wat doodgeskiet is Hastings Ndlovu. As julle dit so wou gebruik, kan julle dan in julle opstelle gebruik. Dan moet jy ook vir my kan sê wat is swart bewussynsbeweging. Nou onthou, die swart bewussynsbeweging is baie soortgelyk in die burgerregte beweging en die swart magbeweging van die FSA, waar die Suid-Afrikaanse aktiviste, die Afrikane, hoofsaaklik gesê het, hulle moet weer 'n swart trots, 'n swart kultuur kweek waarop hulle kan trots wees. Hulle moet trots wees op hulle velkleur, op hulle kultuur en hulle taal. En dit is algeheel wat die swart bewussynsbeweging was. Hulle wou weer 'n trotsheid onder hulle self kweek. Die trotsheid het dan hand aan hand gegaan met betogings wat later plaasgevind het vir al die Soweto opstand, omdat daar 'n gevoel van minderwaardigheid was. Omdat die swart skole dan geforseer was om in 'n Afrikaans skool te gaan en dis hulle prestasies beïnvloed het en nie net hulle prestasies nie, maar ook hulle werksgeleenthede na die tyd. So die swart bewussyn wou vir hulle net daai bietjie trots weer teruggee. Dan moet jy ook Steve Biko kan bespreek. Hier is hy op die skerm. Hy was een van die jeugleiers in daardie tyd. Hy was 'n ontsettende goeie jeugleier en hy was ongelukkig dood in aanhouding. Dan, as ons verder kyk na die volgende skyfie, dan is daar ook moontlike vraagfokus vir vraag 2. Vraag 2. Watter rol het die aardbiskup Tutu in die Waarheid en Versoeningskommissie gespeel? Dan moet jy kan kyk na die onderhandelinge van Nelson Mandela, die onderhandelinge met Nelson Mandela, die Kudesa 1 en 2 en die reeks ander onderhandelingsprosesse. Daar was ook voortdurende geweld wat die hele onderhandelingsproses in gedrang gestel het. En dan was daar ook later na 1990 die WVK wat in plek gestel was om die land te help versoen. So dis jou moontlike vraag, fokus vir vraag 2, wat dan ook jou onderwerp 5 is. Nou mense, ons gaan nie in hierdie les kyk na onderwerp 6, want ek voel persoonlik julle kan beter punte kry deur te kyk na onderwerp 4 en onderwerp 5. Dan, as ons net so bietjie, dan sal ons nou sien dat die afdeling B, die langvraag is. Julle weet nou plus minus wat julle nou moet kyk in julle kortvraag, julle afdeling A, die julle bronvraag.
Nou, onder julle lang vraag is dit vraag 4 en vraag 5 wat julle moet beantwoord. Weereens nie vraag 6 nie. Okay? Vraag 6 is onderwerp 6 en onderwerp 8 en vraag 3. So vraag 3, vraag 6, onderwerp 6 moet dit nie doen nie. Dis my aanbeveling. Doen eerder vraag 4 of vraag 5 of vraag 1 of vraag 2. Maar soos ek voorheen gesê het, asseblief onthou, julle moet 2 opstelle 1 bronvraag doen volgens my opinie. Nou ek sal vraag 4 en vraag 5 die 2 opstelle gedoen het en dan sal ek die WVK die vraag 2 gedoen het as jou bronvraag. Maar nou kyk ons hierso by vraag 4. Dit gaan oor die burgerlike verzet in die 1970s tot 1980s. Die Suid-Afrika, die krisis van apartheid in die 1980s hoofsaaklik. En dan vraag 5 se opstel is en onthou mense, dis net die oorhoofse temas, is die koms van demokrasie na Suid-Afrika en om tot 'n vergelyk te kom met die verder. As ons dan spesifiek kyk na vraag 4, dan kan ons eers sien, hier is 'n paar ou opstelvrae. Nou, van hierdie opstelvrae is as volg. Eerstens, verduidelik tot watter mate PW Botha se poging om in die vroeë 1980s die beleid van grand of groot apartheid te hervorm met grootskaalse verzet deur die gemeenskapsorganisasies op voedselvlak begroet is, ondersteun jou argument met relevante bewyse. Die volgende ou opstelvraag wat ek hier vir julle het, is die filosofie van swart bewussyn het trots onder swartes ingeboesem en hulle gemobiliseer om die apartheidstaat in Suid-Afrika in die 1970s uit te daag. Stem jy saam met die stelling, motiveer jou argument deur relevante bewyse te gebruik. Mense, ek wil hê julle moet asseblief kyk na die 2 vrae hierso. Die een gaan 100% duidelik oor die protes wat ervaar was in die 1980s in Suid-Afrika, en spesifiek daarop gemik om PW Botha se hervormingsplanne te stuit. Die tweede opstelvraag gaan oor die swart bewussyn en die filosofie daarvan. Okay? Die trotsheid en dan hoe daardie trotsheid hulle gemobiliseer het om beter te wees. Dan as jy nou kyk na hierdie opstelle, dan is daar ook die volgende paar hoofaspekte wat jy kan aanspreek. Nou die eerste een vir vraag 4, soos ek voorheen genoem het, is die interne weerstand en die regerings of die PW Botha regering wat probeer het om apartheid te hervorm. Jy kan ook na die volgende aspekte kyk. So, die eerste een is tot watter mate PW Botha se hervormings uitgedaag is. Jy kan kyk na die totale aanslag en totale strategie soos voorheen genoem. Weereens, jy moet kyk na die 3-kamer parlement. Dan hier kom die nuwe inligting nou by. Kyk na die Don't Vote veldtog, die toename van interne weerstand, die End Conscription Campaign of veldtog en Black Sash weereens. Nou die eerste ding wat ons hier nou moet kyk wat nuut is die Don't Vote veldtog. Nou die Don't Vote veldtog het ingekom met die 3-kamer parlement in 1983 waar byvoorbeeld die UDF gesê het dit is onbillik om te verwag dat die meerderheid van die land wat in daardie tyd die swart bevolking was en steeds vandag die swart bevolking is, nie 'n sê het in die regering. Dit was 'n seerpunt vir hulle en hulle het gesê dit is ietsie wat aangespreek moet word en totdat dit aangespreek word, moet die Indiërs en die kleurlinge nie deel wees van die 3-kamer parlement nie. Hulle moet weier om te stem. Dan die toename van interne weerstand. Nou, dit is soos ek voorheen ook gesê het, dit is 'n klomp verskillende betogings. Nou, persoonlik voel ek hierso wanneer jy praat van die toename van die interne weerstand, praat oor die Soweto opstand, beskryf dit ten volle en ek voel dit kan op die ou ende jou net baat. Okay? Dan kyk ons na die End Conscription veldtog, soos wat baie van julle teen hierdie tyd al hopelik weet, is daar of was daar tydens apartheid die grensoorlog. Tydens die grensoorlog het baie van die jong jeug, 18 jaar en op, wat net klaar met skool, was na die grens toe gestuur met onder die dekmantel van ons moet die kommunistiese gevaar stop. As ons die kommunistiese gevaar stop, bedoel het hulle moet teen die ANC en die PAC veg wat op daardie stadium kommunistiese hulp gekry het.
Dan is daar die Black Sash, julle weet nou genoeg van dit al. Maar as ons ook net gou vinnig terug sal gaan na tot watter mate PW Botha se hervormings uitgedaag is, moet ons ook vinnig sê dat van hierdie uitdagings wat ervaar is, of nie net uitdagings wat ervaar is nie, maar hervormings is byvoorbeeld die afskaffing van die paswette en ander tipe wette wat die swart jeug of die swart bevolking erge impak op hulle gehad het. Wat julle nou ook op die skerm sien is net 'n paar foto's wat so vinnig verby flits oor wat tydens die 1970s en veral 1980s in apartheid aangegaan het. Ek sal hierdie foto's net gou weer laat speel, dat julle net gou weer mooi kan kyk en mooi kan sien. So in die eerste foto is hier so 'n foto van die eksterne weerstand, waar die Bokke in Nieu-Seeland gaan speel het, en daar het hulle gesê, as Bokke gaan huis, ons soek julle nie hierso nie. Die tweede foto is 'n weermag, 'n soldaat van die weermag, wat 'n jong swart seun verjaag. En dan die derde een is 'n jong swart seun wat in 'n informele nedersetting buite 'n staalmuur staan wat sê, Cry the Beloved Country. Nou daar is 'n boek wat geskryf is met 'n soortgelyke titel, Cry My Beloved Country, en dit is 'n baie goeie boek om die waarhede van apartheid aan ons bekend te stel. Volgende, dan het ons die vraag 5 ou opstelvrae. Nou, die eerste wat ons hierso kry, lees as volg: Suid-Afrika se pad na demokrasie is deur verskillende uitdagings, probleme en struikelblokke beïnvloed. Dit was die gees van intense onderhandelinge, besliste leierskap en toewyding aan demokrasie wat uiteindelik tot die geboorte van 'n demokratiese bedeling in 1944 gelei het. Bespreek die stelling krities en ondersteun jou lyn van argument deur relevante bewyse te gebruik. Die tweede vraag wat ek nou hier vir julle gekry het is, die geweld wat vroeg in die 1990s in Suid-Afrika posgevat het, was spesifiek daarop gemik om die onderhandelingsproses tussen die verskillende politieke organisasies te ontspoor. Wat ek wil hê julle hierna moet kyk spesifiek is, dat die onderhandelingsproses nie 'n maklike proses was nie. In orde om hierdie onderhandelingsproses aan die gang te hou, was daar 'n klomp, hoe kan ek sê, struikelblokke wat oorkom moes word, 'n klomp gewelddadige geweldplegings wat plaasgevind het, onder andere die dood of die sluipmoord op Chris Hani. Maar ja, so dit is waarna jy hierso moet kyk. Nou, as ons net gou aangaan na die volgende skyfie toe, sal julle sien, hier's 'n paar hooffokus goed wat jy moet kyk na vraag 5. Nou, die eerste en seker een van die belangrikste goed om na te kyk is met die rol van F.W. de Klerk. Nou, onthou, de Klerk het aan bewind gekom en nie lank daarna nie, het hy dadelik begin om die bal in die rol te sit om apartheid tot 'n einde te bring. Nou, hy het ook onderhandelings met Nelson Mandela gehad voordat Nelson Mandela vrygelaat was, en toe hy nou uiteindelik die aankondiging maak dat Nelson Mandela vrygelaat gaan word, het hy ook verder gegaan en politieke partye wat eens as terroristiese organisasies bekend gestaan het, soos die ANC en die PAC, uiteindelik terugverwelkom uit ballingskap. Nou, verder moet ons kyk na die herroeping van die wetgewing, so watter rassistiese wetgewing tydens apartheid het hy teruggeroep. Nou, een van die eerstes wat teruggeroep was, daar was die wet op aparte geriewe, en dit is ook iets wat jy so deur kan gee. Dan moet jy ook asseblief kyk na die veelparty onderhandelingsproses, en jy moet ook asseblief kyk na CODESA. Nou, let asseblief ook op dat CODESA 1 en 2, daar's 'n CODESA 1 en 2, en by CODESA 1 was daar 19 politieke partye wat byeengekom het. Dit was egter nie suksesvol nie, daarom moes daar CODESA 2 plaasvind, en dit was ook nie heeltemal suksesvol nie, en daar was ook, en dit word ook beskou as 'n mislukte poging tot onderhandeling. Daar word ook 'n paar ander goed wat ek nou nie hier op het nie, wat jy moet aanspreek,
byvoorbeeld die Grote Skuurmanie wat op 2 Mei 1990 plaasgevind het. Dit is nou deel van die onderhandelings met Nelson Mandela en die ANC, sorry, dat ek nou weer sê. Daar is ook verwyderings van beperkings op Kusatu en Azapu. Dan kan ons ook verder kyk na die Joe Slovo se sonsondergangsklausule. En dan is daar ook die geweld met die onderhandelingsproses. Nou, van hierdie geweldplegings is byvoorbeeld die Heidelberg Tavern slagting, die Boipatong slagting, dan is daar die sluipmoord op Chris Hani. Nou, in my opinie mense, was die sluipmoord op Chris Hani die naaste wat ons seker was aan 'n burgeroorlog na 1990. Die onderhandelingsproses het erg begin sukkel, maar ook met die ongelukkige sterfte van Chris Hani, sorry julle, dit was net die klok, maar soos ek gesê het, met die ongelukkige sterfte van Chris Hani, het hulle uiteindelik besef die onderhandelingsproses moet nou suksesvol wees. En dan daarna kan jy kyk na die veelparty onderhandelingsforum en dan die eerste demokratiese verkiesing. Mense, ek vra dan ook net gou om verskoning, dit was die klok wat nou afgegaan het, en ek sê seker vir ons les moet nou verby wees. So, voor ons les nou amptelik verby is, kyk maar net gou hierso na die laaste paar foto's wat ek vir julle gekry het. Die eerste een wat jy nou hier kan sien is Nelson Mandela wat sy stem gee. Die tweede foto wat jy nou sien opkom is ons Suid-Afrikaanse vlag. En dan die laaste is dit net die ideaal waarna ons gestreef het tot vandag toe. Stronger together. Ietsie wat ons eie huidige Springbokspan ten volle, hoe kan ek sê, van voordeel trek en van voorbeelde is. Totsiens, lekker dag en sterkte met jou.